Adam, Klaak hier. Ek dink jy sal belangstel. Alwyn Dressler is 'n uur gelede in sy huis doodgeskiet. 6 skote. Die polisie is nou op die toneel op pad soontoe. Lekker voorblad, né? Ek het hom geskiet. Ek weet. Klaak het my gebel. Nie worry nie. Ons moet dadelik 'n prokureur in die hande kry. Ken jy een? Bel vir Dina. Hallo? Mevrou Delport. Ek is jammer om so in die middel van die nag te steur, maar dis 'n noodgeval. Marina is hier by my. Ons is dringend op soek na 'n prokureur. Sy het gesê ek moet vir Dina bel. Wat maak keer? Wat het gebeur? Sy het iemand geskiet. Ag nee. Ag nee. Dressler. Ja. Ja, maar ek dink julle weet dit sy. Mevrou, kom my, ek sal dadelik begin bel. Wat's nou aan die gang? Here tog. Antidoot? Wat is dit? Marina het 'n moord gepleeg. Sy het vir Dressler doodgeskiet. Wat? Gerber, ek is Dries de Villiers. Aangenaam. Dis Jan Heemstra, hy's die prokureur. Aangenaam kennis. Minister, kom asseblief. Goeienaand. Dis alright, Marina. Ons gaan jou help. Dis Jan Heemstra. Hy's die prokureur. Hallo Marina. Dis alright, ons gaan jou help. Moenie bekommerd wees nie. Ek dink ons moet 'n dokter bel. Ja, doen dit. Het julle die polisie al laat weet? Nee, hulle weet nie sy is hier nie. OK. Is goed, Lee, my laat kom het. Mevrou, luister na my. Sê my, wat het gebeur? Ek het vir Dressler geskiet.
Sy het die wapen by haar gehad. Haar revolver op die tafel. Ek het ongelukkig aangevat. Ek het nie baie tydstip gedink aan vingerafdrukke nie. Ek sal die polisie bel. Die bediende het die polisie gebel. Sy het die skote gehoor terwyl sy in haar kamer was. Sy het nie die aanvaller gesien nie. Die ondersoekbeampte is by jou Steenekamp. Dankie. Ek sal vir haar 'n verklaring opstel en met die polisie reël om haar later in te bring, sodra ons klaar is met haar. Het sy jou enigiets meer vertel van wat gebeur het? Nee. Al wat ek het uit kon kry is dat sy vir Dressler geskiet het. Ek het met mevrou Delport gepraat, was sy bly. Sy het verlede nag die revolver by haar blyplek gaan haal. Sy het gesê sy is bang vir iemand wat haar agtervolg. Sy het haar kar geklim en weggery. Sy het vanmôre 3 uur by my aangekom. Die polisie sal later by jou en by mevrou Delport 'n verklaring kom afneem. Gee hulle net die feite. En net dit wat jy self weet, nie iets wat jy by iemand anders gehoor het nie. Die storie van die revolver klink sleg. Klink soos beplande moord. Jy het my man vermoor. Marina. Is jy seker jy het vir Dressler geskiet? Het jy vir Dressler geskiet? Jy het my man vermoor. Ja. Was dit 'n ongeluk? Nee. Ek dink ek moet die dokter gaan bel, meneer Gerber. Ek het gedink jy sal kom. Jy het vaste dokumente oor Neil opgestel. Natuurlijk. Sit weg. Sit dadelik weg. Jy het my man vermoor. Die prokureur praat nog met haar. Die dokter was hier, uit haar 'n inspuiting gegee, maar ons kan nie veel uit haar uitkry nie. Sy lê nog te veel aan skok. Wat daar moet fout wees, Marina sou nie so iets doen nie. Ek dink daar's min twyfel, mevrou. Wat gaan nou van my kind word? Ons gaan aan 9 uur polisie toe vat. Jan Hiemstraat met die majoor gereël. Hulle is nou eers besig om 'n verklaring op te stel. Ons gaan erken dat sy hom wel geskiet het, maar niks verder nie. Gaan ons meer tyd gee. Nee, wag. Ek het 'n advokaatvriend, Fred Bouwer. Ek wil hom eers bel. Ek ken hom, maar ek dink ons kan iemand beter voorstel. Nee, hy ken vir haar en hy ken vir my. Ek vertrou hom. As jy wil, mevrou. Kom ons stap in. Wat het daar tussen Dressler en Marina gebeur? Hy moes iets verskrikliks aan haar gedoen het. Want ons weet nie. Maar het lyk of sy soontoe is met die doel om hom te skiet. Ek glo dit nie. Vrou, ons sal later al die verklaringe onder oë kry. Die polisie gaan met Adidot ook wil praat. 'n Man het my gisterand gebel. Hy het vir Marina gesoek. Hy het gesê as hy haar nie kry nie, dan sal ek klein Henry nooit weer lewend sien. Daar steek meer agter hierdie ding as wat dit op die oog af lyk. Sodra Hiemstra van die polisie af terugkom, sal hy met julle almal wil praat. Wat gaan nou van my kind word? Gaan laat toesluit. Lang af. Hoe gou ons haar in die hof kan kry vir 'n borgaansoek? Kan dalk vandag gebeur, miskien môre. In watter geval sy in die selle aangehou gaan word. Kan ek as sien? Sodra Hiemstra met haar klaar is. Maar jy moet jouself beheer, mevrou. As jy sien watter toestand jy is, gaan dit haar net verder ontstel. Ja. Ek sal dan nou moet invat. Dankie vir jou hulp. Ek sal graag wil saamgaan as ek mag. Soos jy wil. Ek bel jou vandag af. Ek kyk of jy vir dokter Spoelstra van daar aan die hande kan kry. En kry vir ons 'n verslag van haar verblyf daar. So ons help ons al later na Sterkfontein wil verwys vir waarneming. Ek sê vir Louis Meyer bel. Hy is die beste advokaat wat die soort aan. Wag eers. Haar ma is 'n goeie vriend van Fred Bouwer. Sy dring nou daarop aan dat ons hom gebruik. Fred Bouwer. Louis is baie beter. Dit weet ek. Maar jy sal haar eers moet oortuig. Dankie dat jy kop gehou het vanaand.
Mense in so 'n toestand sê sommer enigiets in 'n verklaring. Mevrou sy moet nou gaan. Ek wil hê Fred Bouwer moet by wees. Fred Bouwer kan ons by die polisiekantoor ontmoet as hy daarop aandring. In hierdie stadium is 'n advokaat nie nodig nie. Hy sal weet wat om te doen. Jan Hiemstra weet wat om te doen. Sy moet aflaai asseblief, Tien. Natuurlijk. Kom saam met my asseblief. Kry al besonderhede, neem die vingerafdrukke. Het jy die verklaring afgeneem? Ja, dis al wat ons wil sê op die oomblik, net dat sy erken dat sy Dressler geskiet het. Ek weet ja, maar ek sal nie graag wil hê dat sy in 'n sel moet sit as dit verhelp kan word nie. Wat is die moontlikheid dat sy haar vandag nog in die hof kan kry vir 'n borgaansoek? Ons sal ons bes probeer. Wie gaan die borg betaal? Die koerant sal. OK. Dis oké. Mevrou McDonald, ek neem jou in hegtenis op aanklag van moord op meneer Alwyn Dressler. Wat gaan aan, Gerber? Sy is onder arrest en sal later verskyn op 'n borgaansoek. Maar wat sê sy? Meneer Goosen soek in die konferensiekamer. Die koerant sal hierdie storie hanteer soos normaalweg. Ons gaan nie verskoning maak omdat sy een van ons verslaggewers is nie. Want ons kan dit nie verberg nie. Meneer, dit is sensasionele nuus gebeure hierdie. Elke koerant gaan dit prominent op die voorblad gebruik. Ons self kom met 'n spesiale laaduitgawe. En Gerber, jou afwesigheid het niks vertraag nie. Miskien sou jy belangstel om te weet hoe die voorblad lyk. Ons kon daar nog nie Marina se naam met Dressler se dood verbind nie. Maar ons sal in die spesiale laaduitgawe. Die blad is reeds klaar opgemaak. En meneer, ons sal 'n groot storie oor Marina moet doen. Haar obsessie met Dressler na die dood van haar man. Haar emosionele onstabiliteit. Haar verblyf in Tara. En ons sal ook ou koeie uit die sloot moet grawe. Want ek wil nie hê elke ander koerant moet ons kon verwyd dat ons hierdie storie probeer toesmeer nie. Wat bedoel meneer met ou koeie? Dit wat in die leer staan. Jou stories. Marina die ongeluksvol. Die dood van haar skoolvriend in die matriekjaar. Die gesinsmoord van Teens van der Walt. Die dood van haar man. Die feit dat sy verslaaf was aan die voorspellings van 'n ou waarsegster uit haar jeugjare. Haar gedigte. Haar haat vir haar pa. Alles. Gaan die koerant Marina se borg betaal? Gaan praat met die hoofbestuurder. Finansies is nie my afdeling nie en jy weet dit. Maar gaan jy dit aanbeveel? Maar ek sê mos vir jou, gaan praat met meneer De Bezani. Mevrou Gerber hier. Ek val die res van die dag af. Sê vir die baas as hy dalk belangstel.
Meneer Kutsie, ek wil graag oortrokke fasiliteit reël met my huis as sekuriteit. En hoeveel het jy in gedagte gehad? R10.000. Heel agbare aanklag van moord word teen mevrou Marina McDonald ondersoek. Hierdie verklaring is vanoggend deur haar regsverteenwoordiging afgeneem. Ons vra dat sy in aanhouding sal bly en dat haar saak uitgestel word en na die Hooggeregshof verwys moet word. Helagbare, hier is 'n sertifikaat wat uitgereik is deur 'n kliniese sielkundige Dr. J.P. Spoelstra. Dit bevat ook 'n verslag van haar verblyf in Tara gedurende Junie en Julie maand vanjaar, waar sy behandeling ontvang het. U sal opmerk, Helagbare, dat sy haarself ontslaan het en dat sy volgens die sielkundige nog nie genees was van haar akute depressie wat gevolg het op haar man se dood nie. Aangesien dit ons mening is dat ons kliënt aan 'n ernstige sielkundige versteurdheid ly, wil ons graag die hof versoek om haar vir 'n periode van 28 dae te verwys na die Sterkfontein inligting. Jou nommer is waarneming. Ek beloof u. Wie haar ook al doodgemaak het, weet jy met haar gepraat. Wat maak jy die gevolgde man van haar? Ons sal nie geld nodig kry. Dis hy. Baie dankie. Wat gebeur nou? Ons gaan jou baie nodig hê. Jy was haar nuusredakteur, jy het haar baie goed geken. Ek gaan elke moontlike stukkie inligting nodig hê oor haar vrese en suspicies oor Dressler en oor die dreigemente wat gemaak is teenoor jou en haar gesin. Natuurlijk. Goed, baie dankie. Totsiens. Totsiens. Gerber? Adam, ek soek jou van vroeg vanoggend af. Het jy vir Marina gesien? Ja, Wat sê sy? Wat het gebeur? maar koop die koerant, Koeks. Het staan alles daarin. Ek's ernstig, man. Wat sê sy? Asseblief. Vanwaar die skielike belangstelling? Ek meen, sy is mos maar net 'n mooi gesiggie. Het sy jou vertel wat gebeur het? En? En wat? Was daar
enige getuies? Dis 'n baie snaakse vraag. Nee, daar was nie. Is jy seker? Mevrou Dressler het vir haar dogter in die Kaap gaan kuier, maar soos ek sê, kom die koerant, staan alles daar. Dankie. Ek sal. Jy moet nie hoog gaan nie, hoor. As patat. 1 uit 5, 1 uit 5. Middag, Adam. O, middag, meneer. Is dit nou om vir my te kom sê ek is afgedank? Wat is jou probleem, Gerber? Jy stel jou eie poppe op en dan skiet jy jouself weer af. Ek was nog altyd onder die indruk dat Nuusblad 'n sekere lojaliteit teenoor sy personeel het. Kom ons stap binne toe. Kom, Tiger. Kyk, Adam, moenie laat jy en ek nou swaarde kruis oor Marina nie. Ek het baie simpatie vir haar. Ek het nog altyd gehad. Maar jy ken die personeelregulasies. Sy is van vanoggend af geskort, hangende die uitspraak in haar hofsaak wat redelik voorspelbaar is, volgens haar eie bekentenis. En as die hof haar skuldig bevind, dan beteken dit haar onmiddellike afdanking. En as sy die galg sou vryspring en oor 'n jaar of 10 uit die tronk uitkom, sal ons haar nie weer in diens kan neem nie. En dis nie my reël nie, dis die maatskappy se. En die rede daarvoor is dat 'n verslaggewer nie oor ander mense kan skryf as hy self 'n misdaadrekord het. So waaroor moet jy en ek nou gaan staan en swaarde kruis oor 'n ding waaraan ons twee niks kan verander? Ek het gedink die maatskappy sal haar saak met 'n bietjie meer simpatie en diskresie hanteer. Klaar het 'n verwronge gees, nou wreek hy dit op haar. Nee, man. Hy skryf hierdie storie net soos ons enige ander soortgelyke storie sou geskryf het. Maar dis jou geheue wat 'n bietjie kort is. Wie daar op die voorblad gehou destyds met die skietery by Teens van der Walt? Jy het. En haar man se dood? Ook jy, Gerber. Moenie nou kom en Johannes se Pontius Pilatus kom afwas nie. Wat is dit met jou, man? Jy loop staan en verlief raak op die meisiekind of wat? Ag, moenie ligsinnig wees nie. Nee, maar gaan dink so 'n bietjie na daaroor. Moenie nou jou kop en jou oordeel kom staan en verloor nie. Ek waardeer meneer se diepe besorgdheid oor my geestesgesteldheid. Baie dankie, maar ek het dit nie nodig nie. Ek is nie hier oor jou geestesgesteldheid nie. Ek is hier om vir jou te sê, jou optrede by vanoggend se nuuskonferensie was heeltemal onaanvaarbaar. En ek dink jy besef dit self ook. So wat ek van jou wil hê by môre se nuuskonferensie is of 'n verskoning of jou bedanking. Dit is so eenvoudig. Ek weet in elk geval nie of ek die krag het om langer by Nuusblad te werk nie. Maar ek sal oor slaap en môre inlig oor wat ek besluit het. Baie dankie vir jou begrip, hoor. Sit gerus. Ek het al van die gedigte gelees, mevrou. So in 'n sekere sin is u vir my ou bekende. Ek is Dr. Molendorf en ek hoop u sal die verblyf hier baie rustig vind.
Hierdie is 'n hospitaal. Dis nie 'n gevangenis nie. So jy is vry om binne die terrein te kom en te gaan soos jy wil. Hier is 'n biblioteek, kafeteria en musiekkamers. En jy is welkom al hierdie geriewe te gebruik. Daar is besoektyd en jy mag besoekers ontvang. Binne perke natuurlik. Maar hier is openbare telefone, so gebruik dit gerus. Daar gaan van u verwag word om verskeie sessies te hê met 'n psigiater en 'n kliniese sielkundige. Verstaan jy wat ek sê? Ja. Dis mevrou McDonald, mevrou Groenewald. Sy kom hier by jou bly. Ek gaan net gou uitvind hoe laat Dr. Goldsmith jou kan sien. Ons sal moet reël vir jou klere. Waaroor is jy hier? Ek is hier vermoord, my tweede man. Oordosis parasetamol. Ek het die pinne fyn gemaak en in sy rice and gravy geroer. Gee sy niere in, net so. Maar moenie vir hulle sê nie. Vreeslike skinderbekke. Hulle werk vir die polisie. Hulle vertel alles oor. Shane is nog baie jonk. Ek was omtrent so oud soos jy toe ek my eerste man die gif ingegee het. Toe hou hulle my hier 8 jaar. En toe los hulle my. Maar nou het hulle my weer kom haal. Hulle sê ek lol met die kos van die ouer te huis. Maar hulle lieg natuurlijk, waarom hulle ek met die kos lol. Nou sê hulle ek moet vir altyd hier bly. Ek mind nie, kos so right is beter as die homese. En die service ook. En ek betaal niks, die gouvernement betaal. Maak jou niet so moeg. Vra aan mekaar. Vreeslik nuuskierig, hulle wil alles van 'n mens weet. As hulle net die plek bietjie wil skoonmaak, so vieslikheid. Doe nou, Elspeth. Los nou vir McDonald uit. Sy het nie jou stories nodig nie. Kom saam. Mevrou McDonald, ek is 'n psigiater. Ek kan gerus ontspan. Ek wil 'n bietjie met jou gesels. Weet jy waar jy is? Waar? Sterkfontein. Wat is die datum? Ek weet nie. Kan jy my jou volle name gee? Marina, net Marina Du Plessis. Du Plessis? McDonald? McDonald. Weet jy wat die dag van die week dit is? Donderdag, Vrydag. Weet jy hoekom hier is, mevrou? Ja, waarneming. Ja, weet jy hoekom? Ja, Vertel my. ek het Dressler geskiet. Per ongeluk? Nee. Ek het 'n slagoffer geword. Ek weet dat ek onskuldig is. Glo aan my altyd as jy kan. Hi, kom in. Hallo. So, wat gaan aan? Ja, Nimstra is bekommerd oor Fred Bouwer. Hy het nie 'n goeie naam in die hof gehang nie. Hallo, Dot. Daar, Tries. Kom sit. Hoekom? Hy het te veel ander dinge op sy brein. Die man is 'n dobbelaar. Sy aandag is te veel by die perde en nie by sy kliënte. Maar het sal tog sekerlik in die geval anders wees, moes daarom Nel Marie se kind. Ja, ons sal maar moet sien. Maar wat gaan met Marina gebeur? Of eers niks, net die waarneming. Intussen het Jan Nimstra maar begin werk aan die saak.
Maar Dries Marina het nie geld nie. Wie gaan alles betaal? Ons ook maar Fred Bouwer doen dit verniet. Maar jy moet daar twyfel. Sien, dis die probleem met Fred Bouwer, man. Hy het altyd geldprobleme. As hy nie kan sien nie, dan kry ons 'n prodeo-advokaat. En dan betaal die staat. Ja, Niemsa wil vir Louis Meyer hê, maar Meyer is 'n besige man. So ons moet maar weer met Nelmarie gaan praat. Hoeveel gaan dit kos? Dit hang af van hoe lank duur die saak. Die probleem is, die staat gaan met niks minder tevrede wees as 'n moordklag nie. As hy die revolver kom haal, dis sleg. Hy het hom toe gery, doelgerig, en dis sleg. Sy het aan die deur geklop, was blykbaar geen argument nie, niks. Sy het hom net geskiet. So dis moord. En sy Sterkfontein se verslag aandui dat sy nie toerekeningsvatbaar is nie, maar ek twyfel. Sy het blykbaar geweet wat sy doen. So, wat bly oor? Versagtende omstandighede. Wel, daar is die gebeure om Dressler, Neil se ondersoek na die man, en Dressler se dreigemente teen Neil, die naamlose oproepe na Marina toe oor Neil en Karen, die waarskuwing oor Klein Henry se veiligheid, en die dood van sleutelgetuies. Maar nie in 'n enkele geval is daar enige bewyse teen Dressler nie. Die antwoord lê waarskynlik in daardie kaset en die dokumente wat sy verbrand het. Hoekom het sy dit gedoen? Ons weet nie. Sy sal ons moet vertel. Maar die groot vraag bly nog steeds. As alles op daai kaset en in die dokumente gedui het op Dressler se skuld, hoekom het Marina dit verbrand? Hoekom sou sy die enigste tasbare getuienis teen Dressler, die enigste getuienis wat haar saak kan help, hoekom sou sy dit vernietig? Hey. Jy moet nie dat hulle met hulle slim vrae vir jou vasvang nie. Dit is als bedoel om jou te verstrik, sodat hulle jou in die malhuis kan toesluit. Jy moet stil bly, nie praat nie. Dan kan hulle niks vir jou doen nie. Ek weet, ek is 'n ou hand. Ek weet. Ek slaap. Later is Meneer Gelderus, ek weet nie of jy Ek is op pad, ek is op pad. Meneer Goosen het my instruksie gegee om hier voor julle almal apologie aan te teken oor my gedrag gister. Ek neem aan hy verwys na die stoel wat ek omgestamp het en die deur wat ek toegeklap het. Ek vra dus om verskoning dat ek 'n stoel omgestamp en 'n deur toegeklap het. Party van ons is maar net meer emosioneel as ander. Ek verstaan. Nou meneer, kom ons kyk in die dagboek. Winkler, is die minister se verklaring die voorblad weg? Korrek, meneer. Gerber, het jy iets vir die voorblad? Ja, daar's 'n fonds gestig vir Marina se verdediging. Ja. Oh. So as ons nie nuus het nie, dan maak ons dit nie. Zoiets, ja. Nou kry tog net 'n paar mense om hulle name aan die ding te koppel en dit is vrotsig as die voorblad nie substansie het nie. Strooi, Adam. Strooi. Gaan meer koerante verkoop as jou minister se verklaring, ou boet, so hou jou bek. Albert, bring my tas. Sit. Jy weet, Dampie, as ek nie vir jou stories uitdink nie, as hulle Vroueblad geen bydrae tot die koerant lewer nie. Die opskrif is Fonds vir Marina. Nou vul jy die detail in, dan bring jy vir my die berig voor saktyd, dis vir die voorblad.
So wat is die storie? Die storie is, jy tel die foon op en dan bel jy haar ouers na vriende. En dan stig jy 'n fonds en dan bel jy haar uitgewers en jy vra die name van die beste skrywers en digters en jy vra hulle steun vir die fonds. Moet ek vir jou alles met 'n lepel ingee? En dalk doen jy nog jou goeie daad vir die dag ook, want wie weet, dalk werk die fonds en dalk stroom die geld in en toevallig help jy ook vir Marina, want waar gaan sy geld kry vir haar verdediging? Jy is briljant. En jy word so af en toe wakker, dan maak jy 'n baie slim opmerking. Kom nou die horlosie, gaan nie vir jou wag nie. Dankie. Fred is 'n goeie advokaat. Ek het dit tog uit talle oorde gehoor. Maar nie vir die soort strafsaak. Tina, ek waardeer julle belangstelling, maar ek het nie geld vir 'n Louis Meyer nie. Die koerant het 'n fonds vir haar begin. Waar hoor jy dit? Gerber het begin en die koerant gaan dit bestuur. 'n Hele klomp skrywers en digters steun die fonds. Maar wie sal geld wil gee vir 'n moordenaar se verdediging? Marina is nie 'n moordenaar nie. Ek kan tog nie vir Fred sê ek wil nou 'n ander advokaat hê nie. Maar dit gaan oor wat die beste is vir Marina, tante. Hoe gaan klein Henry? Ek weet nie eens wat om vir hom te sê nie. En die studente. Hulle maak asof hulle nie weet van Marina nie. Maar ek sien as hulle agter die boekrakke wegkry hoe hulle beduie. Dink jy ek moet aanbied om te bedank? Ag nee, tante, is totaal onnodig. En Verbrugge het ook met my kom simpatiseer. So die hele universiteit weet. En wat daarvan as hulle weet? Tante het mos niks gedoen nie. Ek kan nie my werk doen nie, ek kan nie konsentreer nie, ek maak foute. Tante, vat 'n paar dae verlof. Ons is almal ontstel. Mettertyd sal ons dit aanvaar. Ek sal nooit aanvaar dat Marina daardie man koelbloedig vermoor het nie. Daar het iets gebeur, iets waarvan ons nie weet nie. Sy het moord erken, tante. Daar's ergens 'n misverstand. Mevrou, gister het ek jou gevra, maar miskien was jy net moeg. Watter dag is dit? Donderdag. En die datum? Ek weet nie. Ons probeer jou gemoedstoestand vasstel, mevrou. Jy was gister baie gedisoriënteerd. Jy het jou getroude van vergeet. Jy was apaties en taamlik verwyderd van die werklikheid. Ek sien volgens die verslag van Tara, hulle het jou behandel vir depressie. Ja. Ondervind jy nog dieselfde simptome? Wel, môre gaan ons sielkundige toetse neem. Ons is nie haastig nie, mevrou. Daar is baie tyd. Kan ek help? Ek is Dorothy Bakgane, meneer. Ek het by meneer Alwyn Dressler gewerk. Dan gaan maar binne asseblief. Waarmee kan ek jou help? Toe ek vanmôre die kamer skoonmaak, meneer, toe kry ek die sakkie agter die bed in die slaapkamer. Dis nie mevrou se sakkie nie. Ek het haar gevra, toe sê sy ek moet dit vir meneer kom gee. Mevrou heel so. Sy kan nie praat nie. Meneer, die sakkie is vir 'n ander vrou. Antidoot. Hallo my kind. Hallo. Wat maak jy hier? Kan ons nie nou maar die vyandskap los nie? Kyk vir julle twee tee maak. Nee, dankie. Ek gaan kamer toe. Lina, asseblief. Ek het vir jou kom kuier. Ek glo nie ons het iets vir mekaar te sê nie. Ek voel skoon siek oor hierdie hele storie. Arme Marina. Was daar dalk iewers 'n getuie wat alles sien gebeur het? Nee, daar was nie. Gaan sit, Tina, ontspan. Wel, waaroor wil jy gesels?
Nuusblad wil hê ek moet 'n storie doen oor vrouens wat moord pleeg. Hoekom los julle nie vir Marina uit nie? Die koerant gaan so simpatiek as moontlik wees en dit gaan help met die fonds. Marina was al genoeg op die voorblad. Dit sal beter vir haar wees as die hele wêreld net vergeet van haar bestaan. Maar die wêreld gaan nie, Dina. Hierdie moordstorie is een van die grootste sensasies van die dekade. Dresler is een van ons topsakemanne en Marina is een van die bekendste jong digters. 2 beroemdes en hulle word gekoppel deur die dood. Oor my dooie liggaam sal ek Marina met jou bespreek. Ag, kom aan, Dina. Wat gaan aan met jou? Ons drie was die sonkring. Of wat jy vergeet daarvan? Ek gaan net mooi dinge oor Marina sê. En hoe gaan dit lyk as jy nie deel wil wees van die artikel nie? Doen maar. Doen dit vir Marina. Nie vir my nie. Vir Marina. Is seker maar my lot om so van malhuis tot malhuis agter jou te moet aantrek. OK, kom ons bring jou in die prentjie. Die koerant het jou geskort tot en met die afloop van die hofsaak. Dit beteken dat jou salaris onmiddellik gestop word. Ek weet dit is op hierdie tydstip 'n baie aardse oorweging, maar jy moet seker maar daarvan kennis neem. Aan die positiewe kant, jou verblyf hier is verniet, dis op staatsonkoste. En dan het jy ook 'n wye vriendekring wat agter jou staan. Jou auntie Dot, Tina, jou pa, jou ma, Christine Brewer, ek. Jy is nie alleen aan hierdie ding nie. Ons is saam met jou. Maar luister na my. Pas op wat jy vir Karen Hatang sê. Sy gee jou 10-10-1 kom besoek, maar oppas vir haar. Wat jy wat ek sê? Ek moet